Welkom by die Leeumoed Potgooi. Ek is Josef Oosthuizen en ek gesels vandag weer met Dani Malan, predikant by Diamantvallei Gemeente, en ons gesels oor manlike Christendom. Dit is die reeks waardeur ons nou maar gesels wat beteken dit om manne te wees of dan om manlik te wees. Nou hierdie is die 4de episode in hierdie reeks en vandag gesels ons oor die 2de hoofstuk van die boek Masculine Christianity, geskryf deur Zachary Gaddis, en dit is getiteld die seksuele rebellie en bekering. Die seksuele rebellie en bekering. Nou in die begin van die hoofstuk maak hy die stelling dat daar groot afvalligheid in die weste is. Nou Dani, wat beteken dit? Hallo Josef, ja, dankie. Het is lekker om weer saam te kuier. Net gou vanaf voor ek jou vraag antwoord, opmerking oor die opskrif. Dis nogal goed om net daaroor te dink. Hy noem dit 'n seksuele rebellie, en in die hoofstuk is dit eintlik nou hierdie 2 dele. Die eerste stukkie wat meer aanhou inkleer wat is die seksuele rebellie, en in die tweede deel wat dan sit, en dan daarop is dit die volgende trappie is, daar moet nou bekering kom. En bekering beteken jy draai weg van hierdie rebellie af en jy draai terug na die skrif toe. So met in die tweede deel hanteer hy dan 2 tekste uit die skrif wat moet wys, hierdie is hoe bekering lyk. Ons moet van hierdie af wegdraai na daai toe, na wat die skrif sê. Nou net wat ek net wou sê oor die opskrif, mense sou baie keer dan hoor mense ook van die seksuele revolusie. Ja. En is nogal dit oorvleuel baie in die tydperk wat ons met die vorige episode bespreek het, die opkoms van die feminisme met die 3 golwe. En in dieselfde tyd is dan eintlik, en baie van die goed oorvleuel, is dit ook die seksuele revolusie. Nou, hoor die woord revolusie. 'n Revolusie wil 'n bestaande orde omverwerp, wil dit afbreek, vernietig. Dis nie 'n reformatie om dit wat daar is terug te vat na 'n beter vorm nie. Dit is om dit wat daar is totaal af te breek en te vernietig, 'n revolusie. En hierdie 2 konsepte dink ek gaan nogals mooi saam om te beskryf wat het gebeur in die laaste 100 jaar. Is 'n seksuele revolusie waar die orde wat die Here ingestel het, waar dit totaal afgebreek wil word. En 'n ander manier om daai revolusie dan te beskryf is 'n rebellie. 'n Rebellie teen die Here en teen dit wat hy ingestel het. So, ja. So dis nie regtig bekering nie. Daar's 'n verskil tussen bekering en rebellie of dan revolusie. Ja, rebellie sou nou presies die teenoorgestelde wees van bekering. Ja. Is 'n verdere verharding en 'n opstand teen die Here, 'n vuis in die lug. Jy kan baie dink aan Psalm 2. Van die konings wat saam raad hou teen die Here en teen sy gesalfde en die volke wat nou daarmee saamgaan. En in die laaste 100 jaar was dit dan nou ook baie onder die opskrif van 'n seksuele revolusie of 'n seksuele rebellie. Ja. Nou goed, in die inleiding waar hy nou praat oor die afvalligheid in die weste, dan gee hy 'n paar voorbeelde daarvan, en dit is dat lande wat in die verlede bekend gestaan het as Christelike lande, is nou sekulêr. Wat beteken sekulêr? Wel, jy kan dit, daar's verskillende kontekste waarin jy die woord kan gebruik, party dalk 'n beter konteks, maar wat die sekularisme wil doen is om te sê God hoort nie hier nie. So God hoort nie in die skool nie, God hoort nie in die besighede nie, God hoort nie in die publieke sfeer nie. Al hierdie aspekte van die samelewing moet godsdienstig, en nou gaan ek weer my vingers gebruik in aanhalings, godsdienstig neutraal wees. Maar dit is nie neutraal nie. Die sekularisme word sy eie godsdiens, wat teen die ware godsdiens in is. So jy het 'n baie pertinente anti-christelike samelewing wat dan ontstaan. 'n Samelewing wat teen die skrif is, wat teen die Here is, wat teen godsdiens is, op enige publieke vorm. So lande, volke, wat baie duidelik Christelike volke was. Dit sê nie dat elke lid van die volk was 'n Christen nie. Maar die volk in die algemeen het 'n
Christelike kultuur gehad, 'n Christelike strewe gehad. Dit was 'n Christelike volk in daai sin. Christelike wette. Ja. So dit was wat die volk gekenmerk het. En nou daai volke wat daarvoor bekend was, het nou gesekulariseer. Hulle is nou sekulêr. En jy sien dit dan op verskillende maniere, soos wat jy nou net gepraat het van die wette. Dat wette waar daar dalk in die verlede baie openlik die God erken is in die wette en ook die skrif erken is in die wette, is nou baie uitdruklik teen dit, was uitgevee. Een voorbeeld wat ek eers van gehoor het, toe die Engeland 'n nuwe koning gekry het, was dat in sy eed wat hy aflê, moet hy beloof dat hy sal die protestantse geloof verdedig. En dit is 'n in hulle wet, die vaders in daai tyd het hulle dit so ingeskryf dat hulle kan dit nie verander nie. Ja. Daar is nie 'n wettige manier in Engeland om daai koninklike eed te verander nie. Dit is vas. Dit staan vas. So alle konings in die toekoms solank as wat Engeland 'n koning het, gaan hy voordat hy kan koning word, moet hy beloof hy sal die protestantse geloof verdedig. Dit sê vir jou iets van wat die Engelse volk op 'n stadium was. Maar nou die huidige koning, hy deel daarvan van hoekom dit so lank gevat geword het vir hom om die eed af te lees, want hy wou nie sê hy sal die protestantse geloof verdedig nie, hy wou net sê hy sal gelowe verdedig. Hy sal godsdienste verdedig. 'n Verdediger wees van godsdienste. So dis so algemeen soos wat jy kan kom, want dit wil nie uitdruklik Christelik wees nie. So in die wetgewing. Maar ek dink mense sien dit ook in huise, so waar dit in die verlede en ook in ons eie volk was dit 'n kenmerk dat die gesin het gereeld ten minste 1 keer 'n dag, baie keer 3 keer 'n dag het hulle boeke gevat. En almal het geweet wat beteken dit as jy sê boeke vat. Ek dink as jy vandag daai frase gebruik, gaan mense dink wat bedoel jy, na ete gee ons mekaar 'n boek aan, wat doen ons met boeke vat? Wel, dit was net die gesin kom saam om huisgodsdienst te hê. So ons lees die boek. Almal vat hulle Bybels, maak dit oop, lees dit, sing 'n psalm. So daai het al hoe meer skaars geraak onder ons mense ook. En dit wys ook iets van 'n volk wat al hoe meer ontchristen. Wat verder en verder van die Here af beweeg, is dat die gesinne is nie besig om saam te kom om die Here te aanbid nie. En so as daar wel kinders is, ons het op die vorige episode gepraat van hoe baie kindertjies al vermoor is. As daar wel kindertjies is, dan word hulle nie opgevoed in die tug en vermaning van die Here, om die Here te vrees, om vir die Here lief te wees nie. Ek dink een van die groot goed in ons volk is dat daar word baie keer kindertjies groot gemaak om te lewe vir sport. Dis waaroor die lewe gaan. Ja. Of bietjie later dalk dan om te lewe vir geld. Dis waaroor die lewe gaan, is om baie geld te maak. Maar hulle word nie groot gemaak om te lewe vir God nie. Hulle ken nie eers, hulle weet nie eers wie is God nie. Hulle ken nie basiese Bybelfeite nie. So daar's 'n wegbeweeg van die Here af in die huise. Ja, 'n geestelike verwaarlosing. Ja, en dit lei noodwendig tot sekularisme. Ja. En is daai monster wat dan alles vernietig. Ja, dit is so 'n mooi prentjie wat hy skets. Hy sê sekularisme is 'n monster wat alles insluk. Wat alles insluk, ja. Goed, so ek dink die ander ding wat ek daar ons het dit nou al 'n paar keer genoem in die vorige episodes, maar een van die leerstellings of die hoofleerstellings van sekularisme is dat dit leer gelykheid, maar dis nie gelykheid voor die wet of gelykheid van waarde van mense nie. Maar dit is daardie gelykheid daar uit die Franse revolusie wat enige gesagstrukture wil vernietig. Selfs enige verskille tussen mans en vrouens wil vernietig. So is werklik om die skepingsorde te vernietig. Dit is wat gelykheid beteken, maak alles plat. Ja. En een van die kenmerke van die seksuele revolusie, en ek dink mense kan dit so saam gebruik, seksuele revolusie, seksuele rebellie, is dat jou identiteit raak meer subjektief.
So wie jy is, vind jy net in jouself en hoe jy voel en hoe jy oor jouself dink. Dit is nie 'n objektiewe geskape werklikheid nie. So jy kan nou dink in hoe daar deesdae gepraat word oor dat jy kan ook 'n manlike liggaam hê, maar as jy voel soos 'n vrou, dan is jy 'n vrou. Ja. Wat is 'n vrou? 'n Vrou is een wat identifiseer as 'n vrou. Daai sirkulêre definisie van vrou wees. Maar waarin is die identiteit begrond? Dit is nie in iets vas en objektief nie. Dit is begrond in my eie gevoelens en in my eie denke. So dit deel van hierdie revolusie is identiteit raak subjektief. En vloeibaar. Ja, dit kan verander. Goed, dan, wat is dan spesifiek die westerse rebellie soos Zachary dit vir ons uitwys in hierdie boek nou? Ja, so ek bly sê in hierdie boek, want die westerse rebellie is nogal, daar's baie dinge waar die weste rebelleer teen die Here en die Here se orde. Maar in hierdie boek is dit dan nou gefokus op die westerse rebellie teen God se orde vir die geslagte, vir manlikheid en vir vroulikheid. So dis 'n ernstige probleem. Ek sou sê jy het sekere kwessies wat amper 'n deel is van die fondasie van 'n huis. En as jy daai fondasie op 'n manier breek, Ja. dan tuimel die res in mekaar. En hierdie is een van daai kwessies vir 'n samelewing. Is manlikheid en vroulikheid, man wees, vrou wees. Ja, en hy sê ook hoekom dit 'n rebellie is en nie net onwetendheid is nie, want daar is nie onwetendheid nie. Dit is oorgedra in die weste, in die westelike lande, is daai kennis oorgedra van die geslagte, jy weet, man en vrou en so aan. En dan is die weste eintlik sonder verskoning, soos Romeine 1:20 sê. So ons weet wat vrouens moet wees, en ons weet eintlik wat mans moet wees. Maar ons gaan spesifiek in teen dit, en daai is dan die rebellie. Ja. Wat eintlik 'n goeie klem is, wat hy daar mooi uitwys, het ek nogal gedink. Ja, en hy noem net op 2 vlakke, nee, want die ene is dat die weste het nie die verskoning maar ons het dit hierdie nog nooit in die weste gehad nie. Ja, sure. Hierdie was die normale in die weste vir baie jare. En wat nou gebeur het is hierdie orde wat daar was, daar's 'n revolusie teen dit. So die orde wat daar was in lyn met die skrif, dit moet nou omvergewerp word en dan word daar teen gerebelleer. So dit was 'n bekende orde in die weste wat nou afgebreek wil word. So dis op die een vlak wat die rebellie plaasvind is die vorige geslagte het hierdie geken. Dit was bekend by die volgende geslag, maar die volgende geslag het gesê weg met dit. Ja. En die tweede een is dan nou wat jy nou verwys het, is selfs al sou dit onbekend wees by 'n volk, dat dit was nie deel van die volk se geskiedenis en sy erfenis van die vorige geslagte nie, het jy nog steeds dat die wet van God is op ons harte geskryf. Dis reg. En daar's 'n morele wet wat almal toegang aan het. Nie net die wat hierdie Christelike erfenis het nie, maar almal het hierdie toegang tot 'n morele wet wat die Here op die harte skryf. En daar word daarteen ook gerebelleer. So 'n baie duidelike ene daarvan is as daar gerebelleer word op hierdie manier dat 'n man mag omgang hê met 'n man. 'n Man mag sogenaamd trou met 'n man of 'n vrou met 'n vrou. En dis baie duidelik in die natuur hoe die Here man en vrou geskaap het. Dis nie hoe dit hoort nie, dis nie hoe dit pas nie. So daar's 'n besef by alle mense van 'n morele wet wat op die hart geskryf is en 'n kontak met die natuur van hoe God die orde geskaap het, en daar's 'n bewustelike rebellie teen dit wat die Here gemaak het. Ja, dit sien mens daar in Romeine 1, vers 26 tot 27, waar dit spesifiek gewys word wanneer mense dan eintlik maar die Here se wet onderdruk en hulle self oorgee aan hulle eie begeertes, dat dit die gevolg is. Jy kry
sodomie of homoseksualiteit in die samelewing. En is nie net en ietsie wat hy ook vir my mooi uitwys, dit gaan nie net oor die homoseksuele gedrag nie, maar ook die hartsbegeer, dit wat in die hart aangaan, is eintlik waar die sonde begin. En hy praat daar in Romeine 1 vers 27 praat hy van die die begeertes en dit is ook dan sonde. Dis nie net die daad nie en die sonde die begeerte maak nie saak nie, want dit kry mens nogal tans in baie kerke se siening is dat ja goed, 'n man of 'n vrou mag hierdie sondige begeerte hê, waar hulle sal nie sê sondige begeerte nie. Hulle gaan net sê jy kan die begeerte hê, jy moet dit net nie beoefen nie. Ja. Maar die skrif is baie duidelik dat sonde se oorsprong is die hart. Romeine 1 vers 27 is daai begeerte, daar is ook sonde. Ja. En jy sal dit kry, dit kom 'n bietjie uit as jy vir iemand sou vra, goed, waarvan moet die persoon bekeer? Ja. So moet hy net ophou om hierdie dinge te doen en dan het hy bekeer. Maar die gedagtes mag nog in sy kop wees. Of is dit dat hy moet bekeer van die daad en die gedagtes? Of anders gestel, wat is dit wat hy moet bely aan die Here? Wat moet hy bely aan die Here? Moet hy net voor die Here kom bely as 'n man met 'n man geslaap het? Is dit al wat hy, net as hy daai gaan doen, dan moet hy kom en sy sonde bely? Of moet hy ook sondebelydenis doen wanneer hy net gedink het aan die ding, as hy gedink het, ek wil met daai man slaap, of ek het 'n drang, 'n begeerte na hierdie man. Ja. Moet hy ook daai drang, daai begeerte, daai gedagtes, moet hy ook dit aan die Here kom bely en daarvan bekeer? En ek sou sê dis baie duidelik, ja, hy moet albei bely en hy moet van albei bekeer en hy moet bid dat die Here hom van albei sal bevry deur heiligmaking. Dat hy nie meer die daad doen nie, dat hy bekeer van die daad, maar dat hy ook nie meer die gedagtes het nie, ook nie meer die drange het nie. Dis waarna toe jy wil beweeg. Ja, dis ware bekering, ja, is bekering van die hart, is jou begeertes wat gekruisig moet word, is ook waarvoor jy vergifnis moet vra. Ja, so iets wat, 'n teks wat nogal duidelik hieroor praat, is wanneer ons Here in die bergpreek sê, 'n man wat na 'n vrou kyk om haar te begeer, het reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg. Dis reg. Daar is ons Here Jesus besig om te sê, dat 'n seksuele sonde kom al in jou begeertes na vore. So jy het 'n begeerte na sonde. Ja. En dan het jy die 7de gebod oortree, jy het egbreek gepleeg met jou begeerte. Dit sê nie daarmee jy het presies dieselfde ding gedoen as die persoon wat met haar gaan slaap nie. Daar's 'n onderskeid tussen dit wat jy nog doen in begeerte en dit wat jy doen in die daad. Daar's 'n verskil. Maar jy het al reeds gesondig. Dis reg. Jy het al reeds gesondig met jou begeertes. En jy moet dit bely en jy moet daarvan bekeer. Jy bid dat die Gees jou so sal nuut maak dat jy nie meer daai begeertes het nie. En so dit is sondige seksuele begeertes wat daar is by alle mense. Of dan nou 'n persoon is wat 'n sondige begeerte het na 'n vrou wat nie sy vrou is nie, of dit is 'n man wat 'n sondige begeerte het na 'n man, na wie hy dit nie mag hê nie, teen die natuur in. Dis nou, net nog so een opmerking wat kom uit die seksuele revolusie gedagte en die rebellie, is juis hierdie term homoseksueel. Ja. As jy Carl Trueman het 'n goeie boekie geskryf waarin hy ietsie van die geskiedenis hiervan uitpak. En dan sien mens die term homoseksueel kom eintlik vanuit 'n vegter vir homoseksualiteit, of die ouer term was eintlik sodomie. Dis reg. So jy het in die geskiedenis was daar altyd gepraat van jy pleeg die sonde van sodomie. Dis reg. Maar hierdie aktivis het daarvoor geveg om te sê, maar ons moet 'n ander term gebruik wat meer moreel neutraal is. Wat nie soveel aanstoot gee nie. Ja, wat nie
sonde belaaid is nie. En sien ook hoe's die skuif oor na jy pleeg sonde, jy moet bekeer van die sonde na hierdie is wat jy is. Jy is homoseksueel en dan kom maar daarna kom die morele die emosionele las volgende om te sê, maar hoe kan jy verwag dat iemand moet net nie meer wees wat hy is nie? Ja. Hierdie is wat hy is. Hierdie is wat God hom gemaak het. God het hom homoseksueel gemaak. Hy is dit. En so daar's daai skuif wat gekom het. Ek dink daar's al 'n stuk grond wat mens verloor as jy die term sodomie opgee. Dis reg. Want inherent in die term sodomie sê jy's besig om dieselfde sonde te doen as wat daar in Sodom gedoen is. Jy's besig met sodomie. En jy moet bekeer van hierdie sonde. Jy moet nie so volhard in hierdie sonde dat dit jou kenmerk, soos wat iemand wat volhard in diefstal word genoem 'n dief. So dis 'n term wat baie gelaaid is as dis 'n sonde, jy moet bekeer daarvan, jy moet ophou, draai terug na Christus, toe soek jy verlossing in Christus en bid vir die vordering en heiligmaking. Homoseksueel is, jy kan homoseksueel wees. Dis jou identiteit. Dis jou identiteit. En nou kan jy homoseksueel wees. En nou wat party mense deesdae sê is, so jy kan dit maar wees, jy moet net nie dit gaan doen nie. Ja, jy's geneties dit selfs. Ja. Jy is dit nou. Jy moet dit net nie gaan uitleef nie. Ja. En 'n deel van daai jy is dit nou regverdig dan dat jy gaan altyd hierdie begeertes hê. Jy gaan altyd hierdie drange hê. En dit is oukei. Jy kan maar so bly. Jy moet dit net nie gaan lewe nie. Maar die oproep wat ons kry in die skrif is, nee, sommige van julle was dit, maar julle is dit nie meer nie. In Christus is jy 'n ander mens. Jy het 'n ander identiteit. En hierdie ou mens, hierdie ou sondes, hierdie ou drange, moet jy afsterf en jy moet opstaan in 'n nuwe mens. 'n Hele ander begeertes, ander drange moet in jou opkom. Ja, dis daai uittrek of afsit en dan aantrek, die regte goeie werke aantrek. En dis maar voortdurende stryd op verskillende vlakke vir elke gelowige. Dit moet in 'n geval daagliks gebeur. Net miskien 2 notas daar oor die sodomie en dan hierdie begeertes of die sondige begeertes. Ek dink een rede hoekom hulle wegskram of ons selfs baie keer wegskram vir die woord sodomie is dat daardie assosiasie is van die Here se oordeel, want dit is wat met Sodom gebeur het. Dit is deur vuur uit die hemel veroordeel en vernietig die stad en sy mense. En die ander ding is oor die sondige begeertes, net om duidelik te wees, daai Romeine 1 vers 27 praat van die welis. Hulle het in welis teenoor mekaar ontbrand en daai welis wys na die hart. Maar dit verwys terug dan ook na Romeine 1 vers 24 waar dit praat oor die slegte begeertes. Waar dit sê daarom het God hulle ook in die begeerlikhede van hulle harte oorgegee aan onreinheid. So jy kan sien daar die begeerlikhede van die harte, dit was die oorsprong van daardie dade. So dit is waar ons eerste wil bekeer is in die hart na Christus toe en van daar af dan ons werke saam met dit verander. Goed, so miskien dan 'n volgende vraag wat ons nou verder inlei in hierdie hoofstuk is, wat is die oplossing vir hierdie rebellie? Ja, so die oplossing daarvoor is jy moet bekeer. Ja. Dit is so en bekering beteken jy draai weg van die rebellie en jy draai na gehoorsaamheid toe. Jy draai weg van opstand teen Christus en jy draai na dat jy sê ek buig voor hom. Ek soen sy voete. So dis 'n wegdraai van sonde en 'n draai na Christus toe. En dit moet gebeur. So wanneer jy dan bekeer, is daar 'n radikale verandering wat kom. Ons praat baie keer van bekering in meer as een sin ook. So daar's 'n tipe wortelbekering wat saamgaan met wedergeboorte. 'n diepgaande verandering wat kom, 'n bonatuurlike verandering wat die Heilige Gees in jou bewerk van jy was voorheen hierdie mens, een wat dood was in jou sonde, een wat lief was vir die sonde, een wat 'n vark was wat lief is vir die modder. Jy's dood in jou sonde. En dan kom die Heilige Gees en hy bewerk wedergeboorte. Hy maak die een wat dood is, maak hy lewendig. Hy vat die hart van klip en hy vervang dit met 'n hart van vlees.
So nou is jy 'n ander mens. So in die beeld van 'n vark wat lekker speel in die modder, nou is jy 'n skaap in die modder. En jy beland partykeer nog in die modder, maar jy besef hierdie is nie waar ek moet wees nie. Hierdie is nie waar ek hoort nie. Ek is deur die kragtige werk van die Gees is ek nou 'n ander wese. Is ek 'n ander mens, 'n nuwe natuur. Het die Gees in my geskape. Die ou natuur is nog daar en die ou natuur moet al hoe meer uitgetrek word. Nuwe mens moet aangetrek word. So dan sal die daaglikse bekering van elke dag moet ek die stryd voer teen hierdie ou mens wat my in die modder wil hou. En ek moet elke dag moet ek die ou mens uittrek, nuwe mens aantrek. Moet ek groei in heiligheid en in gehoorsaamheid aan die Here, groei in my liefde vir die Here. En so maar daar's 'n hartsverandering wat gekom het. Voorheen praat jy jou sondes goed. En jy is eintlik lief vir jou sondes. Jy wil nie daarmee ophou nie. Nou haat jy hierdie sonde. Al doen jy dit partykeer nog, haat jy dit. En jy wil dit afsterf, jy wil dit dood hê, jy wil dit uit jou lewe uit hê. Dis 'n verskriklike belangrike onderskeid tussen mense wat in hierdie twee posisies is. Die ene wat nog lief is vir die sonde en dit wil aanhou doen, en die ander ene wat dalk soms nog die sonde doen, maar hy haat dit. En hy's besig om te stry daarteen, hy wil dit afsterf. Omdat hy weet, Jesus het vir daai sonde gesterf. So Ja. hy haat dit, want hy weet, Jesus het aan die kruis daar vir daardie sonde die straf van God gedra. En ook deur sy hele lewe. Die toorn van die Here was op Jesus deur sy hele lewe. So dis hoekom hy dit dan wil haat. Ja. So, wat is die antwoord? Die antwoord is, met bekering is dit in die eerste stap, jy moet ook erken dat dit wat nou die status quo is verkeerd. Dis boos. So met bekering is daar 'n erkenning van sonde. Jy erken hierdie is sleg, hierdie is boos, en dit is iets wat moet wegkom. En dan sal dit draai na iets anders wat jy sê, maar dit is goed, en dit is mooi, en dit is na wie toe ek moet gaan, is na hom toe. So is 'n wegdraai van myself en 'n wêreldse manier van dink, 'n teen Christus se opstandigheid, en 'n draai na Christus toe, om jou aan hom te onderwerp. En dan nou spesifiek wat nou hierdie boek betref, of dan hierdie hoofstuk, is dit dan 'n bekering na die regte verstaan van wat mans en vrouens moet wees volgens die skepingsorde. Ja. Ja, so ons moet nou 'n regte prentjie kry oor wat die Here leer daar, sodat ons self kan bekeer van ons verkeerde siening oor mans en vrouens, en dan bekeer na die regte siening van wat mans en vrouens moet wees. En weer eens is daar hierdie konstante bekering wat moet plaasvind. Jy weet nie, een van ons het of gaan arriveer by die volmaakte siening van man wees in ons gemoed nie. Jy weet, die Bybel het die volmaakte siening. Maar ons moet heeltyd hierdie siening hersien en ons moet daarin groei, want ons weet ons ou mens kop teen hierdie Bybelse siening, Bybelse standaard van wat mans en vrouens moet wees. Ja, so en dis dan nou hoe dit oorvloei na die tweede deel van die hoofstuk, waar hy sê, maar die Here het duidelik vir ons gesê, wat is die orde wat hy instel, en hy het dit in die skrif gesê. So wanneer jy dan sê, goed, ek wil graag bekeer, ek kom agter, ek het 'n sondige manier van dink, ek het sondige gedrag, ek wil hiervan bekeer, ek wil dit afsterf. Okay, wat moet ek dan nou gaan doen? Waarna toe moet ek gaan? Wel, die Here het in sy skrif het hy vir jou gewys, waarna toe moet jy gaan, wat moet jy doen? En so gaan hy nou, werk hy nou deur twee tekste. Die een is 1 Korintiërs 6, en die tweede een is in 1 Timoteus 2 vers 15, nee. Dis Maar, goed, maar laat ek vir ons hierdie 1 Korintiërs 6 vers 9 tot 10 lees, en dan bespreek ons dit verder. Vers 9, 1 Korintiërs 6, of weet julle nie dat die onregverdiges die koninkryk van God nie sal beerwe nie? So dit is nou die wat in onregverdigheid lewe en nie daarvan wil bekeer nie, dis nou waaroor dit gaan. So vers 10, moenie dwaal nie, geen hoereerders of afgodedienaars of egbrekers of wellustelinge of sodomiete of diewe of gierigaards of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God beerwe nie. Daar nie jou kommentaar. Goed, so hier is 'n hele klompie
terme wat hier gebruik word. Dit is nie dat hierdie is die enigste voorbeelde van onregverdiges nie. Dis 'n paar voorbeelde van onregverdiges wat Paulus hier gee. Maar wat nogals opvallend is 'n hele paar van hulle het te doen met seksuele sondes. Ja. En vat byvoorbeeld die eerste ene, hoereerders. En daar's 'n woord, die woord daar is pornoi. En dit sal dalk vir baie mense bekend klink, want dit is ook die woord waarvan pornografie vandaan kom. Ja. Jy hoor die eerste deel van pornografie, porno, en dan grafie, die grafika van die pornoi. En kyk nou hoe mooi is dit ook hier vertaal, hoereerders. So wat is pornografie? Dis die grafiese uitbeelding van hoerery. So jy het hiersoos hoereerdery wat veroordeel word. As jy lewe as 'n hoereerder, dan sal jy en jy volhard daarin, dan is jy onregverdige. Maar ek dink dit moet ook baie van ons konfronteer. Ek dink dis 'n groot probleem in ons tyd. Ja. Is met die internet saam, hoeveel mense is besig om vrylik en as 'n gereelde patroon pornografie te kyk. Dat hulle is besig om so die grafika van hoerery te kyk en in hulle dan het hulle hierdie begeertes weer, so dink weer die sonde wat in jou hart begin, in jou gedagtes, jy brand van welis, soos wat jy kyk na mense wat hier op die skerm besig is om te hoereer, en dan pleeg jy ook seksuele sondes. Dis 'n verskriklike ernstige krisis in ons tyd. Dis nie te sê dat daar in die verlede nie ook so 'n tipe probleem was nie, maar dit het net eksponensieel erger geraak met die internet en met toestelle wat so maklik beskikbaar is. So in die verlede moes as 'n man pornografie wou kry, dan moes hy ergens gaan na 'n winkel toe en hy moes 'n tydskrif gaan koop. En daar's iets van 'n goeie skaamte wat baie, ek dink, verhoed het om dit te doen, want jy moet nou instap in 'n winkel in met hierdie plan, jy moet 'n tydskrif van die rak af gaan haal, jy moet na die til toe gaan, jy moet die persoon in die gesig kyk terwyl jy betaal, terwyl daai persoon sien, jy's besig om hierdie ding te koop, en dan betaal jy dit. Daar's nog iets van 'n persoonlike kontak van iemand wat na jou kyk met oë wat so 'n bietjie groter gaan, en ek dink dit het baie mense weerhou om dit te doen. Maar nou kan enige iemand op enige tyd net op 'n foon of op 'n rekenaar ietsie intik en hulle kry dit. En hulle dink hulle is privaat of anoniem. Ja. So daar's 'n groot vloed, soos die damwal het gebreek, en hierdie seksuele sonde lewe in soveel huise, en floreer in soveel huise. Of dit dan nou bekend is in die huishouding in geheel, of dit is net die pa is op sy eie een kant in sy kantoor, en elke nou en dan kyk hy pornografie, of die seun. En dis nie iets wat mense sê, dit is nie vrouens en dogters wat hulle nie hierdie probleem het, dat hulle met of hierdie sonde het, dat hulle pornografie kyk nie. Maar ek dink dit is eksponensieel erger onder seuns en onder mans. En daar's praktiese stappe wat jy moet neem om hierteen te veg. Jy moet besef, as jy nou 'n pa is, moet jy besef, hierdie toestel, hierdie foon wat jy dalk vir jou seun gee, is 'n uiters gevaarlike ding. Dit bring verskriklike groot versoekings, ook in 'n tyd wat hy brand van welis elke nou en dan. Hy's nuuskierig. Ja. So hy's in 'n fase waarin hy in hierdie opsig ontwikkel, hy het 'n klomp vrae wat hy het. Sy liggaam het ook sekere drange na 'n vrou wat hy nou die eerste keer ervaar en beleef. En nou moet jy as 'n goeie pa moet jy hom oppas. Jy kan nie net vir hom vrylik toegang gee tot alles nie. Jy moet met hom 'n pad saam stap. So jy sal met hom 'n gesprek moet hê oor die gevare van seksuele sondes. En jy gaan moet besef, maar hierdie foon of 'n rekenaar is 'n baie gevaarlike item. So daar's sekere tye wat hy nie net dit moet hê nie. Daar's sekere plekke waar hy dit nie moet gebruik nie. So 'n baie praktiese ding is om te sê, as jy op die rekenaar werk, dan sit in hierdie kamer waar die deure oop is.
waar almal gaan in en uit gaan. Ja, is nie absoluut privaat nie. Ja. En jy kan ook deesdae kan jy allerlei sagte ware aflaai wat toegang tot sekere webtuistes inperk. Dis nie bulletproof nie. Jy kan dit omseil met allerlei maniere dalk, maar dis goed om sulke sagte ware dan op te laai op die toestelle in die huis. Dat die vader van die huis sy huis beskerm In daai sin, dis 'n goeie punt. van hierdie vyand wat wil inkom en jou self aanval, maar ook jou huisgesin aanval. Want jy maak 'n groot fout as jy dink hierdie het nie gevolge nie. Hierdie het verskriklike ernstige gevolge op jou eie lewe, pa, jy wat pornografie kyk, dit het ernstige gevolge op jou eie lewe en dit het ernstige gevolge in jou huwelik, dit het ernstige gevolge op jou kinders en op die huisgesin in sy geheel. Dis 'n ernstige sonde waarin jy daadwerklike stappe moet neem om hierdie af te kap. Ons Here praat van as jou oog jou laat struikel, ruk dit uit en gooi dit weg. As jou hand jou laat struikel, kap dit af en gooi dit van jou weg. Want dit is beter dat jy in die hemel mag ingaan sonder hierdie ledemate as wat jy ewig verlore gaan. So neem drastiese stappe. As jy sê maar ek is besig, ek voel so vasgevang in hierdie sonde, ek kom net nie vry nie. Een van die goeders is om te besef hoe ernstig is dit en om drastiese stappe te neem om goeders uit jou lewe uit te sny. Een daarvan wat ek sterk sou aanbeveel is gaan soek aanspreeklikheid. So kry 'n broeder wat met jou pad kan stap, wat jou so nou en dan jou ongemaklike vrae vra om te vra, hoe gaan dit nou met hierdie? Jy het laasweek het jy gesê, het jy hierdie goed gekyk, wat het jy hierdie week gedoen? Dat daar iemand is wat jou elke nou en dan kom konfronteer, dat jy nie kan gaan wegkruip nie. Dis een van die groot probleme hiervan, is dat jy sien iets daarvan in die tuin van Eden, toe Adam en Eva gesondig het, dan wat doen hulle? Hulle probeer wegkruip, hulle raak bang, kruip hulle weg. Die tweede ding wat hulle doen is hulle raak skaam, en hulle probeer hulle eie skaam te bedek. En mens sien dit so duidelik met seksuele sondes. Is jy's bang, niemand moet hierdie sien nie, so dan gaan kruip jy weg. Jy maak in 'n gesprek om die vuur, maak jy asof nee, daar is niks fout nie. Terwyl in 'n binnekant voel dit asof jy is besig om uit mekaar uit te val met jy alweer hierdie gedoen. So dis die eerste ding, is jy probeer wegkruip. Die tweede ding is jy kry skaam, jy maak 'n ander bedekking, so jy sit 'n maskertjie op. So jy's 'n wegkruip en 'n skaamte wat jy self probeer toemaak. As jy die Bybelse weg is gaan teen al twee hierdie in, en mens sien hoe die Here vir Adam en Eva hanteer. Is hy roep vir Adam uit sy wegkruipplek uit om voor hom te kom staan en dan konfronteer die Here hom met wat het jy gedoen? So daar's iets van om in die lig te leef is nie om te maak asof jy nie sonde het nie, maar is om voor die Here te kom staan en jou sonde te bely. So jy moet uitkom, voor die Here staan, jou sonde bely. En dan moet jy jou poging kies om hierdie te bedek, om die vuilheid, die skaamte te probeer wegkry. Jy voel vuil en jy wil dit wegkry. Jy het allerlei poging kies om beter te voel daaroor. Dit moet ook uitgetrek word, weggesit word, want dit is die bedekking wat die Here gee. So dink weer in Genesis. Hulle het hulle self probeer toemaak met blare, en hoe is dit dan, wat doen die Here daaroor, is hy vat die blaar kleertjies, poging tot kleertjies wat hy weg, hy maak 'n dier dood, en hy vat die vel van daai dier, en dit word hulle aangetrek. So wat is die skaduwee daar? Want dit is 'n skaduwee van wat die Messias gaan doen. Dis die Messias wat kom, en dit is hy wat sterf, dit is sy lewe wat gegee word, sodat sy lewe 'n bedekking is vir jou skaamte. So jy kom voor die Here met 'n ernstige belydenis van jou sonde, moenie doekies omdraai nie, moet dit nie versag nie, sê dit soos wat dit is, sê dit hoe erg dit is, sê bely aan die Here presies wat het jy nou net gedoen. In jou gedagtes, in jou dade, regdeur, bely dit. Die tweede ding is daar moet 'n vlug wees na Christus. Jy het die Messias nodig. Jy het die een nodig wat gesterf het, en het sy lewe nodig, sy vel met jou bedek, sy bloed met jou bedek.
sodat jy jou skaamte weggeneem kan word. So dit is dan waar 'n broeder jou ook baie nuttig kan help. Want jy het 'n neiging om eerder die teenoorgestelde te doen, om te probeer wegkruip en jou eie plannetjies te maak. Dis regverdig selfs. Ja, dis jou neiging. Nou, wat 'n broeder dan kan doen is om vir jou uit jou wegkruipplek uit te roep. Sê nee. Jy het hierdie nou, ons het nou hier gesels en ek hoor hoe jy probeer dit regverdig. Of ek hoor jy maak dit sagter as wat dit regtig is. So 'n voorbeeld van uit die vorige episode is as mense net praat van met abortus, as hulle net sê die swangerskap is beëindig. Dis 'n voorbeeld van waar jy moet nie toelaat dat iemand daai taal gebruik nie. Jy het nie die swangerskap beëindig nie, jy het 'n kind vermoor. Ja. So sê dit soos wat dit regtig is. So 'n broeder kan jou regtig mooi help om jou sondes reg voor die Here te kom bely. Dis die waarde daarvan, van hierdie verhouding. Is 'n broeder wat jou help om in gebed voor die Here te kom. En 'n broeder wat dan, terwyl jy dit doen, dan kan hy vir jou die evangelie weer bedien. Jou weer herinner aan die evangelie, aan wat God in Christus doen vir 'n sondaar. En dan kan jy oproep, jy moet dit glo. Glo dat Christus ook gesterf het vir hierdie sonde. Glo dat sy bloed is genoeg om jou skoon te was van hierdie sonde. Glo dat hy ook sy gees gee om jou te bevry van hierdie sonde. Dat daar's hoop. Dis baie keer is dit iets wat mense kom op 'n punt waar hulle sê, daar is nie enige manier hoe ek ooit los kan kom van hierdie sonde nie. Nooit nie. Wel dan, dis nie wat die evangelie sê nie. Dis nie die beloftes van die Here nie. So dan het jy nodig dat iemand weer vir die beloftes moet bedien en jou oproep, maar glo dit. Glo jy dit wat die Here sê? Of glo jy dit wat jy nou voel op die oomblik? So staan dan op en stry weer die stryd. Ja. Staan op en stry weer die stryd. Jy gaan val, maar dan bely jy jou sondes, jy vlug na Christus en jy staan op, want hy het opgestaan uit die dood uit. Omdat hy opgestaan het uit die dood uit, is daar vir jou 'n lewende hoop. Staan op en stry die goeie stryd weer. So aanhoudend het jy so die gemeenskap van gelowiges nodig, wat jy aanhou oproep tot bekering. Ja, en elke keer as jy daarin val, dat jy weer daardie daaglikse bekering uitoefen in daai sin, nê, opnuut glo in 'n sin, jy weet dit, in Christus en wat hy kom doen het, ook vir jou in daardie sonde, in die sin van dat hy daai sonde daarvoor gesterf het. Ja. Nou, ja, miskien net 'n teksvers wat daar aanhaak is 1 Korintiërs 10 vers 13 wat sê geen versoeking het julle aangegryp behalwe 'n menslike nie. So daar is nie 'n versoeking wat ons kan sê is bo ons nie. Dit is menslik in die sin van dit kan hanteer word. Dit is ook 'n algemene versoeking. Dit is nie dat jou versoeking uniek is nie. En ek dink dis ook belangrik. Maar God is getrou, sê die vers verder, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie, maar hy sal saam met julle versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra. So daar is, selfs wanneer ons in 'n versoeking kom, kan ons nooit sê, wel, ek kon nie anderste nie. Dit is nie waar nie. Die Here gee vir ons deur sy gees en die evangelie dan die krag om teen sonde te veg. Maar goed, ja, ek wil nog ietsie daarby sê, want hier is nou nie in die hoofstuk nie, en dankie vir dit, Dani, ek dink jy nou so mooi ook hier toerusting gegee vir manne wat, Christenmanne wat ook as manne in vryheid in die evangelie moet lewe, nee? Dis deel van manlikheid, is om seksueel rein te lewe, ook op hierdie gebied van pornografie. En dit is ook so, baie keer is dit pornografie wat baie keer mense inlei tot homoseksualiteit ook. Jy weet, mense moet ook daarvan bewus wees. So pornografie het 'n baie gevaarlike pad waarna toe dit lei. Vernietiging, soos wat jy ook gesê het. Ja, op meer as een manier. So partykeer kan dit iemand inlei in die sonde van sodomie, maar dit kan ook net dit inlei in verdere sondes van hoerery. Ja. Dat jy op 'n stadium dan begin jy dink, maar dalk wil ek nie net die prentjies kyk of die video's kyk van ander mense wat dit doen nie, dalk gaan ek dit nou self doen. So jy begin fantasie leef van hoe jy gaan oorgaan tot die daad om dit te doen. En ek weet van mense wat uiteindelik het hulle prostituie gaan kry en hulle het met hulle gaan slaap. En dit was nie iets wat net op een dag gebeur het, dat hy was totaal onbewus van seksuele sondes en die volgende dag gaan laai 'n prostituut op en hy slaap met haar nie. Dit is nie die
progressie gewees nie. Die progressie was, dit het begin by uit prentjies gesien van vrouens wat nie skaflik aangetrek is nie. Daar's ietsie in 'n jong seun wat dan wakker word van hierdie vrou is my mooi en hy begin haar begeer en dan is daar nie goeie leiding dikwels van 'n pa af wat sy seun begelei oor hoe moet jy hierdie hanteer wat jy nou ervaar nie. En dan kom hy op 'n manier vind hy uit maar hiersoos 'n hele wêreld, 'n donker, duistere wêreld, bose wêreld van pornografie wat ek nie van geweet het nie en hy begin dit kyk. En dan van daar af gaan dit dikwels verder oor aan die daad self van of hoerery of sodomie. Nou net een ding wat ek sterk wil beklemtoon. En kyk, mens kan nog 'n hele episode net hieroor hê en oor praktiese raad en advies oor hoe om hierdie goed te hanteer, hoe om iemand te help, hoe om self die pad hiermee te stap. Daar is ook 'n klomp bronne wat hulle daaroor geskryf het. Tulips die program wat jy kan gebruik. Daar's meer as een program, maar een program wat ek van weet wat nogals goed is Covenant Eyes. Ja, ons gebruik homself. Ja. Dis 'n baie oulike programmetjie. Hy kos nou ongelukkige bedrag per maand. Ek dink is so 300 as ek dit nie mis het nie. Ek het nou vergeet wat die aftrekorde sê, maar dit is omtrent so 300. So dis 'n baie sinvolle ding om te doen. Maar wat ek sterk wil beklemtoon is die paas moet hierin ook verantwoordelikheid neem. As jy 'n ouer pa is, besef die tegnologie het dinge aansienlik gevaarliker gemaak vir jou seuns. En moenie jou seuns net gooi vir die wolwe nie. Besef hy sy ou natuur is nog in hom. As hy wel al tot geloof gekom het hy nog die ou natuur in hom. Hy het die vyand aan die binnekant wat die hele tyd op die stadsmure rondloop op soek na 'n oomblik waar hy die stadspoorte kan oopmaak vir die wêreld om in te kom. So besef hy het daai in sy binneste. En jy moet as 'n pa moet jy besig wees om hom hierin te begelei, om hom te oefen daarin in hierdie oorlog ook. Moet jy die mees prominente rol inneem. Daar's baie kere so jong manne wat na my toe kom en wat oor hierdie kom praat en wil kom raad vra. En dan sit my dis so 'n sensitiewe posisie waarin jy is as 'n ander man buite die huis. Dat jy mag nie die pa vervang nie. Ja. Hierdie is die posisie wat die pa eintlik moet inneem teenoor sy seuns. Ja. So op 'n punt dan moet jy dan in daai gesprekke of jy met die seun stuur gaan praat met jou pa hier. Het jy al vir jou pa gesê dat jy hiermee sukkel? Het jy al vir hom gaan raad vra? So baie keer in daai gesprekke op 'n sekere punt dan begin ek die jong man aanmoedig, gaan praat met jou pa. So as jy 'n jong man is wat hierna luister, gaan dink daaraan dat jy gaan vra jou pa. Dis die een wat die Here eerste vir jou gegee het, dis jou eie pa. En weer vir die paas, moenie wanneer jou seun kom en vir jou hierdie sonde bely, dan soos 'n 10 pond hamer oordeel oor sy kop neerslaan nie. Ja, of afpraat of wat ook al nie. Ja. So kom en bedien hom die evangelie. Hy het nou nodig om hoop te kry. Baie keer teen die tyd wat iemand kom praat hieroor, dan is hy al op so 'n moedelose, hooplose toestand dat hy regtig nodig dat iemand net sê dis moontlik. Dis hy's op 'n punt waar hy dink dis nie moontlik om op te hou met u meer nie. Hy kom op 'n punt waar hy absoluut desperaat is. En in daai toestand het hy regtig nodig om die evangelie te hoor. En die evangelie behels ook bekering. So jy moet hom oproep tot bekering. Jy moet nie vir hom sê, toe maar my seun, al die man sukkel maar hiermee. Dis nie wat jy moet doen nie. Nee. Jy moet hom oproep tot bekering, maar jy moet vir hom sê, wat is dit wat die kragtige middel is waardeur die Here mense bevry van sonde is. Dis die evangelie van Christus. So jy bedien hom die evangelie, en dan moet jy betrokke wees by die res van sy lewe. Jy moet gaan uitvra, gaan drink koffie met hom alleen, of gaan met hom op 'n stappie, en dan vra jy vir hom, so seun, hoe gaan dit nou hiermee? Het jy die afgelope week enige versoekings ervaar? Was daar sekere begeertes? Kom ons praat daaroor. So jy is besig om 'n pad saam met hom te stap hierdeur die sonde. Ja, dankie Dani vir dit. Ja, want die waarskuwing is die wat in ongeregtigheid lewe, nie daarvan bekeer nie, gaan nie die koninkryk van God
beerwe nie. Maar kom ons gaan nou verder met die hoofstuk, en dan vir ons nou, hoe moet mans dan wees wat die koninkryk van God ingaan of nie wees nie? Nou, wil hy, ja, hy bespreek in hierdie gedeelte 1 Korintiërs 6 vers 9 tot 10 en dan het hy hierdie ding oor verwyfdheid wat in daai teksvers eintlik voorkom wat ons nie in die eerste lees daarvan optel nie. Ja, mens mis dit heel maklik. So daai eerste woord geïgnoreerders, dis in daai pornoi, en dan afgode dienaars of egbrekers. Egbrekers word nou onderskei van 'n reder. 'n Reder is iemand wat rondslaap sonder dat jy getroud is. So jy's 'n ongetroude man en jy gaan slaap met 'n vrou. Die egbreker is 'n getroude man wat dan gaan slaap met 'n vrou wat nie sy vrou is nie. So dis 'n egbreker. En dan is daar die wellustelinge of sodomiete. Nou so party vertalings gaan daar sê homoseksueel. Ja. Die homoseksueel is. Maar sien hoe mooi is die ou vertaling, is nog besig om ek dink die regte term te gebruik, die sodomiete. Nou, dit is 'n woord wat ons dink waarskynlik wat Paulus geskep het vanuit die Ou Testament uit. Dis arsenokoitai. En dit is 'n samevoeging van twee woorde. Die eerste een is 'n man en die tweede een is 'n bed. So die een wat 'n man na die bed toe vat. So 'n man wat 'n man na die bed toe vat. So dit is sodomie, die sonde van manne wat met manne slaap. Die ene wat voor hom was malakoi. En dit is nou vertaal in hierdie vertaling as wellustelinge. Nou, interessant, waar hierdie woord op ander plekke gebruik word, dan sit partykeer praat dit van mense wat ryk word, wat dan sag raak. En sagte klere dra. Sagte klere dra. Hulle, of as daar's een, ek kan nie meer onthou waar is die teks nie, maar iets van, pas op dat jy nie nee sê vir wanneer jy met oorlog toe gaan nie, dat mense nie begin dink dat jy 'n malakoi is nie. O ja. So die konsep hier met hierdie woord is manne wat optree soos vrouens. Ja, So dis dan waar die konsep vandaan kom van verwyfdes. ek sien. Verwyfdes. Dis 'n interessante woord, verwyfd in die Afrikaans, en in die Engels is dit effeminate. Effeminate, ja. So dit word onderskei van die woord feminin. Feminin is 'n mooi eienskap van 'n vrou. 'n Vrou moet feminin wees, moet vroulik wees. 'n Man is nie veronderstel om vroulik te wees nie. 'n Man is veronderstel om manlik te wees. Hy moet soos 'n man wees. Hy moet 'n manlikheid uitleef. Maar wanneer 'n man al meer optree soos 'n vrou, dan is hy verwyfd. Hy is vervroulik. En dit word nou hier ook genoem, opvallend, as een van die maniere hoe mens kan lewe as 'n onregverdige. Is as jy as 'n man aanhou en volhard daarin om nie manlikheid te wees nie, om nie manlikheid uit te leef nie, om nie manlik te wees nie, maar wanneer jy as 'n man al hoe meer en meer soos 'n vrou wil wees, dan is jy besig om die orde wat die Here ingestel het, om daarteen te rebelleer. Die Here het jou 'n man gemaak, jy moet lewe soos 'n man. En so, jy's besig om daai orde teen te rebelleer, en dit maak van jou 'n onregverdige. Jy moet bekeer daarvan. So ons het al in 'n vorige episode gesê, daar's aspekte van manlikheid wat wel tot uitdrukking kom in die kultuur, wat verskil oor tyd. So manlike kleredrag het oor tyd al verander. Maar in hierdie spesifieke tyd is dit baie duidelik, hierdie is manlike kleredrag en daar is vroulike kleredrag. Ja, en dit moet doelbewus uitgelewe word ook so. Ja. So as jy as man op klere vlak al meer aantrek soos 'n vrou, dan sê dat hierdie hoort nie so nie. Maar dit kan op ander maniere ook tot uiting kom, waar jy meer en meer vervroulik in wat jy doen en hoe jy optree. Ja, en ek dink wat mens baie keer sien in die kultuur is, dit word baie keer as 'n grap gedoen, as 'n snaaksigheid, dat die man soos 'n vrou aantrek. Jy sien dit baie keer met die ramppartytjies en so aan, dan trek die mans nou, rokke aan of in 'n toneelspel.
Ja. En ek dink baie keer is daai amper 'n deur wat oopgemaak word. Want mens moenie daarmee grap nie. Ja. Dis baie gevaarlik. Jy weet, en die mense bedoel dit nie noodwendig so nie, maar dit is baie belangrik om te weet selfs in toneelspel of met ramppartytjies, die mans moenie soos vrouens aantrek nie. Dit is nie eintlik snaaks nie. Ja. En jy het iets daarvan van die strategie van die feminisme maar veral ook met die aktiviste wat pro-sodomie is hulle wil die samelewing minder sensitief maak daarvoor. Ja. So jy sal al hoe meer sal jy in programme dan kry dat hier's iemand wat baie duidelik sodomie bedryf. So hy's in die TV-program. Aanvanklik is dit net so dis so verbygaan. Jy sien. Ja. Jy kom dit amper nie eens agter nie. En dan gebeur dit al hoe meer en meer en dan later is dit hy raak 'n prominente figuur in die storie. So in 'n volgende program is hy 'n prominente figuur. En hy's miskien baie snaaks, almal lag vir hom. So hy word So- aanvaarbaar. Ja, hy word 'n positiewe figuur in die storie. Hy's die hoofkarakter. Hy's die ene wat jy moet geniet. En so is daar 'n doelbewuste plan gewees. Dis nie iets wat ek nou net opmaak nie. Hulle het dokumente geskryf. Wat hulle sê hierdie is ons strategie. Dis reg. Dis wat hulle eie dokumente sê. Is ons poging gaan wees om die wêreld te wat sal die term wees? Hulle moenie meer sensitief wees nie. Daar's 'n spesifieke term wat ek nie nou kry nie. Ja, ek gaan ook nou baie sukkel om hom uit te spreek. Desensitiseer, so iets. Ja, iets is dit. Maar goed, so hulle moet gewoond raak hierin. Dit moet normaal raak en dan later 'n volgende stap is van dit raak algemeen, jy is nie meer geskok nie. Jy het nie meer 'n reaksie van iets is nie reg hiermee nie. Dis dit raak al hoe meer normaal. Later gaan dit tot 'n volgende stap dat as iemand iets teen dit sê, dan is iets fout met jou. Ja. Sodat waar die aanvanklike reaksie is, daar's iets fout met hierdie wat ek hier sien. Raak die normale, daar's iets fout met jou as jy nie hiervan hou nie. Ja, dis die probleem en dan kom die vervolging. Ja. Nou, dit is 'n vraag wat hy ook nou aanspreek in hierdie volgende gedeelte. En wat miskien die vraag is by baie mense, maar nou goed, wat beteken dit om manne te wees, soos manne moet wees, soos die skepingsorde? En ek dink dit is 'n goeie vraag want mense kan nou baie maklik gaan na die ding van ja, nee, mans moet nou elke dag hulle geweer gaan skiet in die veld en soos Rambo of soos 'n weermagsoldaat rondhardloop, dis manlik. En dit kan eintlik wees dat die pendulum dan na die ander kant toe geswaai het. So ons moet vra, wat is manlik volgens die skrif? Ja. Weereens. Ja. Wat sê die skrif is manlik? Want daar's soveel maniere wat die samelewing in die geskiedenis selfs vandag vir jou manlikheid wil skets wat nie die Bybelse manlikheid is nie, wat ook dan nie vervullend is nie. Ja. Goed, wil jy ietsie daaroor sê? Ja, so ek dink wat jy op fokus daar is gaan kyk wat is die pligte wat die Here gee vir manne. Goed. En dan vanuit daai pligte uit gaan jy kan sien maar dit is iets van wat manlikheid behels. En van daai pligte is dan 'n man vat nou binne die huwelik. Die huwelik is dink ek is 'n baie maklike plek om die geslagtelikheid te sien. Dus die man is veronderstel om sy vrou te beskerm. Ja, en die gesin. En die gesin. So maar as ek nou spesifiek praat binne die huwelik, Sien, ja. dis die man wat sy vrou moet beskerm. Dis nie as die skelm in die huis inkom, dan is dit nie die man wat veronderstel is om agter sy vrou weg te kruip. En die vrou word uit die slaapkamer uitgestuur om die skelm te gaan veg en dood te skiet nie. Die man kan al onder die kombersies wegkruip. Hopelik het ons almal nog genoeg van 'n regte aanvoeling. Jy sê iets is nie reg met hierdie prentjie nie. Hy is nie veronderstel om onder die kombers te wees nie. Hy is veronderstel om daar uit te gaan en sy lewe te waag ter wille van sy vrou. Ja, so hy gaan nie op 'n stadium kom en sê, o vrou, dis jou beurt vanaand om die skelm te gaan jaag nie. Definitief nie. So die man moet uitgaan en die vrou beskerm. Die vrou is onder sy vlerke, is onder sy sorg, onder sy beskerming. En ek hou van daai verbinding wat jy gemaak het met die pornografie, dat dit die paas en die mans is wat ook hulle huis op daai vlak moet probeer beskerm, nê, sover hy kan. Ja.
Ja, want ons praat van die 3 aardsvyande. Die vyand aan die binnekant is jou eie sondige aard, die sondige natuur. Die vyand, en dan is daar 2 vyande aan die buitekant. En dis die wêreld en die Satan. En jy moet as man moet jy besef hierdie 3 vyande val my aan, maar dit val ook my vrou aan en dit val ook my huis aan. En so moet jy besig wees om dan op te staan en te sê maar ek moet beskerm. 'n tweede ding is deel van die man se plig is dat hy moet sorg. Hy moet versorg. So in die huweliksformulier weer, ons het dit laas keer ook al genoem, is dit so mooi dat dit is die man wat moet uitgaan en hard werk en die kos inbring en so sy huis ook met middele versorg. En is die vrou wat dan met daai middele die huis hou en na die kinders omsien. Maar is die man wat inbring en versorg. So daar's 'n beskerming en daar's 'n versorging. En daar's 'n leiding. En met leiding kan men sê daar's 'n verantwoordelikheid neem. En met al hierdie goeters is daar iets van 'n gesag wat daarmee saamgaan. So daar's 'n plig vir die man gegee om te beskerm, om te versorg, om te lei. Lei nou met 'n EI. Ja. En hierdie 3 behels ook leiding met 'n lang y. So jy moet, dis 'n selfopofferende leiding wat jy neem. Selfopofferende verantwoordelikheid vat. Dat jy gee jouself op ter wille van die beskerming van jou vrou, ter wille van die versorging van jou mense en ter wille daarvan dat jy in die regte rigting in beweeg. Vat jy daai verantwoordelikheid. Ja, so hierdie lewe dan vir mans beteken daar gaan altyd hierdie konflik wees as gevolg van die aardsvyande en Christen manne moet dit weet. Nie naïef wees en dink daar gaan nie gevegte wees in jou lewe nie. En mens praat nie nou hierso van fisiese gevegte noodwendig nie. Die meeste gevegte is eintlik geestelike gevegte. Dat jy op die regte tye sal ja sê vir dinge, maar baie kere moet sê nee. Jy kan nie net ingee tot druk maar net toegee tot die kultuur en die kultuur se druk om sekere goeders in jou huis in te laat of dat jou dogters of seuns sekere dinge doen nie. Christen mans moet dit wees, jy gaan konstant eintlik veg. En dis eintlik die geveg. Jy weet, ek dink baie keer dan dink mense aan die mans moet gaan veg. En dit is so baie keer is daar fisiese oorlogvoering, maar dit is 'n baie klein deeltjie eintlik. As mens praat van die Christelike geveg of stryd, is selfs as jy op 'n oorlogsveld is, het jy daar geestelike stryd ook in jou hart. So dit is, jy gaan nie daarvan wegkom nie, en dit is eintlik die groot stryd, is die stryd om die hart, en dit is wat jy ook dan wil doen in jou gesin. Dan gaan jy nou verder in die hoofstuk, en dan praat jy nou oor hoe lyk dit hoe lyk vroue wat soos vroue optree, volgens die skrif. Ja, so dis dan die tweede teks waarna toe hy gaan. En dit is 1 Timoteus 2 van vers 15 af. Ek dink mense kan eintlik teruggaan van vers 9 af, veral 9 en 10. Maar kom ek lees eers net vers 15. Maar sy sal gered word deur kinders te baar, as hulle bly in geloof en liefde en heiligmaking met ingetoonheid. Nou, hoekom ek gesê het, mense kan eintlik teruggaan na vers 9 tot 10. Vers 9 tot 10 staan daar: so ook met die vroue hulle versier met behoorlike kleding gepaard met beskeidenheid en ingetoonheid, nie met vlegsels of goud of parels of kosbare klere nie, maar soos dit vroue betaam wat die godsvrug bely met goeie werke. En dan dink ek wat daaruit vloei is aan Paulus wat besig is om te sê hoe lyk hierdie goeie werke? Ja. Hoe lyk hierdie bekleding? En dan is daar eerste is daar 'n uitdruklike ding wat sê sy is nie veronderstel om die orde van man en vrou om te draai. Dat sy die pligte van 'n man wil inneem en nie die pligte van 'n vrou wil inneem nie. So dis die eerste deel. En dan kom dit uit by hierdie vers 15 wat vir baie nogal 'n kontroversiële teks is. Ek wonder of daar dalk party hoorders is wat gaan sê, wat staan dit in die Bybel? Ja. Maar hierdie is dan nou die regte uitlewing van haar vroulikheid, van haar vroulike rol, word nou hier gegee in vers 15, maar sy sal gered word deur kinders te baar, as hulle bly in geloof en liefde en heiligmaking met ingetoonheid.
Ja, so waaroor gaan hierdie kinders baar? Ja, ek dink die groot probleem is nie, en ek dink Zachary sê dit ook, dit gaan nie noodwendig soveel dat die kontroversiële aspek hiervan gaan oor kinders baar nie. Dalk is daar ook iets daarvan. Ek dink met die feminisme is dit ook die vrou moet bevry word van kinders. Ja. So dis deel van haar bevryding wat kom is dat sy moenie kindertjies moet verbind wees aan kinders kry en so aan nie. So daarom is die pil so vir hulle so nuttig en abortus is so nuttig want sy kan nou seks hê maar sonder om kindertjies te kry. So sy word bevry van kindersbaar en om kinders groot te maak. So dalk is dit ook 'n kontroversiële kwessie, maar ek dink meer in die minder radikale kringe, dink ek is die woordjie wat daar vir baie mense 'n probleem is dat sy sal gered word deur kinders te baar. En nou moet mense nou vra, wat beteken dit? Wat beteken dit as Paulus hier skryf en onthou, hierdie is nie net Paulus se idees nie. Dis nie net 'n man se mening oor vrouens nie. Hierdie is onder inspirasie van die Heilige Gees. So dit is wat die Here God self sê deur die pen van Paulus vir gelowiges deur al die eeue. Dis nie net vir daai tyd nie, dit is ook vir ons tyd net so. So hierdie sê dan nou, maar sy sal gered word deur kinders te baar. Hoe verstaan ons dit? Kan ons dit verstaan as die daad van kinders baar maak haar regverdig voor God. Maak dat sy 'n status het van een wat absoluut gehoorsaam is aan die Here en sy het nie meer enige sondes waarvoor betaal moet word nie. Nou as dit die geval is, dan sal dit teenstrydighede in die skrif en in Paulus se eie briewe, want dit is baie duidelik uit die res van die skrif dat jy word nie geregverdig deur enigiets wat jy doen nie. Jy word geregverdig deur iets wat iemand anders gedoen het. Jy word nie geregverdig deur iets wat jy is nie. Jy word geregverdig op grond van iets wat iemand anders is. En daai iemand anders is Jesus Christus. So jy word geregverdig deur geloof in hom, en omdat hy is wie hy is en omdat hy gedoen het wat hy gedoen het, kry jy deur geloof deel aan hom en deel aan sy werke. En dit word jy toegereken tot geregtigheid. So die geregtigheid op grond waarvan jy gered word, is die geregtigheid van Christus, wat jy deur geloof mag ontvang. So dis duidelik dat hierdie teks kan nie dit beteken, dat mans word geregverdig deur te glo in Christus, en vrouens word geregverdig of net deur kinders te baar, of deur geloof in Christus en deur kinders te baar, word hulle geregverdig nie. So, dit skakel dit uit. Nou, ietsie om te sien is die woord is gered. Dis nie, maar sy sal geregverdig word om deur kinders te baar nie. Sy sal gered word deur kinders te baar. En dan is daar ander plekke waar mens sien dat hierdie woordjie gered verwys na meer as regverdigmaking. So jy het byvoorbeeld in Filippense waar dit sê werk jou eie heil uit, jou eie redding uit, jou eie heil uit met vrees en bewing. Want dit is God wat in jou werk om te wil sowel as om te werk na sy welbehae. Dis nou met my kop uit onthou, so ek kan nou nie, ek het dalk ergens 'n woordjie vergeet, maar dis Filippense 2 vers 12 tot 13. Nee? Ja, ek dink so. Ja, maar goed, so gaan kyk maar in Filippense 2. So daar is daai werk jou heil uit het te doen met iets wat vloei vanuit dit wat Christus gedoen het. So jy's in Christus regverdig gemaak en hierdie verlossing wat daar in Christus is, moet nou uitgewerk word in jou lewe. Ja. Dit moet uitgewerk word. So daar is 'n voorbeeld van waar redding of heil gebruik word in 'n konteks van iets meer as net regverdigmaking. Jy het ook in 1 Petrus het jy tekste wat praat van ons wag nog vir 'n verlossing. Daar's 'n verlossing wat nog geopenbaar sal word. In ander woorde, dis 'n verlossing wat ons nog nie het nie. 'n Redding wat ons nog nie het nie. Ons wag nog daarvoor. En daai redding kry ons net met die wederkoms, wanneer ons Here Jesus weer kom, wanneer Christus geopenbaar sal word. Met sy koms
is daar 'n tipe verlossing wat ons eers dan kry. En dit sou, ek sê, sal heerlikheid wees, verheerliking. So jy's nou nog vasgevang in hierdie gebroke en verdorwe liggaam, en eendag gaan jy heerlikheid ontvang. So dan gaan daar nie meer eers die gedagte wees om te sondig nie. Daar's iets van 'n redding wat ook kom, van iets wat ons nou nog het, wat ons nie nou gaan kry nie, ons kry dit eers wanneer ons Here Jesus weer kom. So die woord verlossing of redding word in die skrif partykeer gebruik vir regverdigmaking, partykeer gebruik meer in die konteks van heiligmaking, partykeer meer in die konteks van verheerliking. Partykeer om die volle pakkie te beskryf. Alles saam. En dan kan mens nou vra, goed, in hierdie konteks, waarna kan dit verwys? Kan dit verwys na regverdigmaking? Wel, ons het net nou gesê, nee, kan nie daarna verwys nie. Kan dit verwys na verheerliking? Wel, dit is eers iets wat kom met ons Here Jesus se wederkoms. En hierdie praat van, sy sal nou al gered word. Dit is nie, sy sal een dag in die toekoms in gered word deur kinders te baar, wanneer ons Here Jesus kom nie. Die vrouens is nou besig om kinders te baar. Ja. So, ek dink hierdie gaan dan baie meer oor 'n lewe wat uitvloei vanuit wedergeboorte. En dit pas so mooi in wat Zachary Garris nou juist oor skryf in hierdie hoofstuk, om te sê, daar is hierdie seksuele rebellie teen die Here en teen sy orde, en wanneer die Heilige Gees dan kom, en hy bring 'n man tot wedergeboorte, en hy bring 'n vrou tot wedergeboorte, dan wil hulle weer lewe volgens die orde wat die Here ingestel het. Ja. So, en hierdie gedagte om kinders te baar is dan 'n voorbeeld van 'n vroulike lewe wat ietsie van die geheel uitbeeld, 'n sinektogie. Ek hoop ek sê dit reg. Ja. So hier's 'n voorbeeld van vroulikheid wat baie uniek is tot 'n vrou. Ek is 'n man, ek kan nie kinders baar nie. Dis die een ding wat so duidelik is, dat hierdie is iets wat absoluut net 'n vrou kan doen. Net 'n vrou kan kindertjies baar. En sy gaan gered word deur die kindertjies te baar en die kindertjies groot te maak. So hier is iets van 'n terugkeer na Bybelse orde onder die gesag van die skrif om dit aktief te gaan uitleef. En nie met 'n opstandige hart nie, maar met blydskap vir hierdie pragtige plek wat die Here vir haar gee. Ja, miskien kan ek dit net so verbatim vertaal, of so uit die heup uit vertaal, wat Zachary daar sê in daai gedeelte. Dan sê hy, vroue word gered deur geloof in Christus, en so 'n geloof bring vroulike gedrag voort. Dit produseer vroulike gedrag. En dit kom spesifiek uit by om kinders te baar. So kinders baar, so vrouens wat dan groei in die geloof, wat besef wat hulle rol is, gaan dan wil ook kinders baar as hulle kan, as die Here hulle seën. Hulle gaan nie meer kinders sien as 'n vloek nie, maar as 'n seën, en as deel van hulle roeping dan. Ja. As ek hom nou reg verwoord, maar soos jy sê, dit pas mooi in by die vrou se rol, en dit is om onder andere kinders te baar. So jy het iets aan die twee tekste saam, van die mans moet manne wees. Ja. En die vroue moet vroue wees. Die manne moet manlikheid aktief uitleef, die vroue moet vroulikheid aktief uitleef. En in 1 Korintiërs 6 het jy iets van die negatiewe van manne wat nie manlikheid uitleef nie, so hulle raak verwyfd en hulle vervroulik, hulle wil meer vrouens wees. En dan jy weer hier die voorbeeld, 'n positiewe. Dis reg, baie mooi. Waar in 1 Korintiërs 6 word die manne vermaan, moenie daai pad afgaan nie. In 1 Timoteus 2 word die vrouens aangemoedig, lewe na hierdie kant toe. So maar jy het so nou 'n teks wat iets sê oor die manne en 'n teks wat iets sê oor die vroue, maar albei is besig om te sê, moenie as die Here jou 'n man gemaak het, moenie soos 'n vrou gaan lewe nie. En as die
Here jou 'n vrou gemaak het, moenie soos 'n man gaan lewe nie. En dan kan jy dan weer omdraai. As die Here jou 'n man gemaak het, gaan lewe soos 'n man. As die Here jou 'n vrou gemaak het, gaan lewe soos 'n vrou. Ja, en ek dink so aan die einde van die hoofstuk dan haal hy 1 Tessalonisense 2 vers 7 tot 8 aan om juist te wys hoe moet mans en vrouens dan optree. En hy is interessant, dan dis nou Paulus wat sê hoe hy met die mense gewerk het daar in die gemeente, dan sê hy, maar ons was vriendelik onder julle soos 'n pleegmoeder haar kinders koester. So daar sien mens nogal hoe 'n moeder haar kinders koester. Dit is moeders wat hulle kinders koester. Daar's verseker 'n eienskap daar wat ma's doen, en dan is dit Paulus wat daai as 'n voorbeeld gebruik van hoe hy met die gemeente dan gewerk het. Maar die punt is maar dat daai eienskap van moeders word dan uitgewys. En dan in die volgende vers dan sê dit, terwyl ons so na julle verlang het, was dit ons aangenaam om aan julle nie alleen die evangelie van God mee te deel nie, maar ook ons eie lewe, omdat julle vir ons dierbaar geword het. Ek dink ek het daar eintlik die verkeerde teksvers aangehaal. Ek dink is vers 11 en 12 van 1 Tessalonisense 1 Tessalonisense 2 vers 11 en 12. So ek hou net daai verse voor. En daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur om die leuen te glo, sodat almal geoordeel kan word wat die waarheid nie. Ek is nou by 2 Tessalonisense. Ek moet by 1 Tessalonisense 2 vers 11 en 12 wees. Hoe ons, soos julle weet, net soos 'n vader sy kinders, elkeen van julle vermaan en bemoedig het en betuig het, dat julle waardiglik moet wandel voor God, wat julle tot sy koninkryk en heerlikheid roep. Weereens word daardie die eienskap van 'n vader, of dan 'n man uitgelig van vermaaning, en dan sien jy hierdie eienskap van vrouens, hulle is meer toegerus om mense te koester en daai liefde te bewys, waar mans is meer toegerus om dan daai vermaaning te doen, wat ook nou maar inpas met hoe moet manne nou optree en hoe moet vroue nou optree. Ja, so dit sluit ook aan by die term wat hy gebruik in 1 Korintiërs 6, is die manne moenie 'n vroulike sagheid hê nie, sagtheid hê nie. Dis reg. Maar as 'n vrou dit het, as is mooi. Ja. Dit pas so mooi by 'n vrou om sag en vriendelik en moederlik te wees. Maar dit pas nie by 'n man nie. En dan dieselfde nou weer aan die ander kant om. So dis so mooi aanhalings wat iets sê dat hier is kenmerke van moederlikheid. Ja. En ons kenmerke van vaderlikheid. Ja. Vroulike kenmerke by 'n moeder, manlike kenmerke by 'n vader, wat so bekend is, dat Paulus kan net sê, wel, ons het teenoor die gemeente opgetree, soos wat 'n moeder optree teenoor haar kinders. Dis reg. Julle weet dit mos. Ja. Julle weet dit is in die natuur. Dis hoe die Here dit geskaap het, dit is hoe dit moet wees. Maar in die tyd is daar 'n groot rebellie hierteen. Nee, goed Dani, ja, dan sluit ons daarmee af. Baie dankie, en ja, mag ons met leeu moed ook hierdie Bybelse waarhede in ons lewe toepas, soos die leeu van Juda ons ook daartoe oproep.